So baie welkom vanoggend of vandag by ons digidiens. 'n Digidiens is eintlik in my verstaan maar net 'n baie eerlike getuienis oor wat het ek gehoor in die woord. So ek wil jou vra as jy hierna kyk of wanneer jy hierna kyk dat jy dit sal so verstaan. Dit is maar net 'n baie eerlike uit die hart getuienis oor 'n ontmoeting met God deur sy woord. Wat eintlik lank terug begin het al. Ek onthou ek het op 'n dag toe ek nog in die Agterparel gewoon het ek gaan kuier by professor Philip Spies. Hy bly daar op die plaas Nantes. En toe ek by hom kom, toe was hy nou besig om 'n ou karretjie, speelgoedkarretjie vir sy kleinseun reg te maak. En toe raak ons in die gesels en op 'n stadium toe sê kom ons gaan drink tee in die huis, toe drink ons tee en toe so gaan sit. Toe sê hy vir my, ja Johannes, geloof is maar 'n ewige soektog, né? 'n ewige ontdekkingsreis. Toe het ons lank daaroor gesels, altyd interessant om met hom te gesels oor hoe hy na goed kyk. En toe ek terugry huis toe dink ek aan Psalm 63. 'n Psalm van Dawid. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. En ek wil by U in die heiligdom wees om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. En ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. En as ek aan U dink op my bed en oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder die vleuels. Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. Dis nou maar die ding van geloof, né? Ons bly skynbaar soekend. Let wel, ek gebruik die woord skynbaar soekend. Ons is skynbaar Godsoekers. Ek sien daar op die winkelrakke van die boekwinkels is daar 'n boek met die naam God Chasers. Ek weet nie presies wat daar binne staan nie, maar dit is 'n interessante titel. Maar miskien moet 'n mens dit anders sê, miskien moet ons sê, dalk soek ek nie na God nie, maar beter gesê, ek soek na 'n nuwe en 'n beter verstaan van God, wat my kan help waar ek nou in my lewe is. Of dalk, miskien soek ek ook nie regtig soos in soek nie, dalk is dit maar, soos die psalmskrywer sê, 'n smagting, 'n verlange, 'n dors na God, waarvan ek baie bewus geraak het. Of miskien is dit maar net dat my geloof elke keer weer natuurliker gewys groei na iets niets toe. Dit kan soms selfs 'n Jobs worsteling met God wees, soos om 'n stukkie droë brood af te sluk. Maar hoe meer ek oor die soekery gedink het, hoe meer het ek, en hoe meer ek daaroor gelees het, het ek keer op keer weer teruggekeer na die vreemde gedagte, dat dit eintlik God is, wat volgens die Bybel na ons soek. En nog wonderliker, dat dit ook nie ons is wat God vind nie, maar dat dit God is wat ons vind. So dis nie ons wat soek nie, ons word gesoek. Dis ook nie ons wat vind nie, ons word gevind. Dis ook maar hier by die deur sit, want daar is die teks in die Bybel wat sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand oopmaak sal ek ingaan en tuis gaan by hom. Dit is 'n sterk Bybelse beeld, die soekende God, wat by my adres opdaag en kom klop, en vra dat ek moet oopmaak. Die Bybel het natuurlik ook hierdie skynbare soekstories van mense, soos Psalm 63 wat sê ek soek na U, maar die Bybel is baie meer vol stories van God wat soek en God wat vind. So heel in die begin in Genesis 2 vers 9 lees ons van God wat die mens roep en vir Adam sê, Adam, waar is jy?
Dis God wat soek. Nie Adam nie. Kort daarna is dit God wat vir Abraham soek, en Abraham is hier agter sy skape doenig, en dan hoor hy 'n stem. Abraham, Abraham. Jakob slaap met sy kop op 'n klip, en in die bloute uitdroom hy. Moses stap, skielik is daar 'n bos wat brand. Moses. Samuel slaap in sy bed. Samuel. Dawid is ook besig om skape op te pas soos Abraham. Dan word hy geroep, kom, daar's iemand by die huis wat jy wil sien. Jesaja word in vervoering weggeneem in 'n visioen. Jeremia hoor, voor jou geboorte al het ek jou gesoek en jou gevind, want niemand jou kon sien nie, het ek jou gesien. Sagaria, die pa van Johannes die Doper, uit die bloute uit, ontmoet hy God in die allerheiligste van die tempel, en hy word stom. Josef en Maria, oor hulle hoef ek nie te praat nie, hulle staan in totale verbasing. Die vissermanne by die meer van Galilea, Petrus, Johannes, Jakobus, hulle hoor ook maar net, kom saam met my. 'n Vrou sit by 'n put, dan daag God op in Christus, en sê vir hallo, geef my 'n bietjie water asseblief. 'n Oorspelige vrou lê op die grond, ouens wil haar met klippe doodgooi, dan hoor sy 'n stem, wat met haar praat. 'n Man sit in 'n boom, en Jerigo se naam is Saggeus. Hy dink hy soek vir God, maar Jesus het hom lankal in die oog. Paulus is op die Damaskuspad, dan hoor hy, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Johannes die apostel slaap in Patmos. Dan sien hy die hemel en vreemde goed wat ons nou nog nie lekker verstaan nie. Dit is die God in wie ek glo. Die God wat my soek, en my vind, en my kry. Ek is niks vermoedend besig met my lewe. Ek ry niks vermoedend in my kar rond. Ek gaan slaap niks vermoedend. En dan kom ontmoet hy my in en ten spyte van my planne en in my drome. En kom keer hy my en gryp hy my. So in daai tyd wat ek met Professor Spies gepraat het en hy die stemmetjie by my wakker gemaak het om te gaan dink oor geloof as 'n ewige ontdekkingsreis en 'n soektog. Het my so diep geraak, hierdie proses van nadenke oor hoe werk hierdie gesoekery en gevindery tussen mens en God, dat ek 'n lied gaan skryf het wat ek nou moet verander, want dit klink nie vir my meer reg nie. Dit het so begin, ons is soekers na ons Vader en ons vra wat is die sin van die tyd waarin ons lewe en die ewigheid daarin. Maar ek gedink, dit is nie reg nie. Ons is soekers na ons Vader? Nee, is nie reg nie. Want ons Vader is eintlik 'n soeker na ons. Miskien is ons soekers in die lewe, miskien met die lied lei, ons is soekers in die lewe. En ons vra, wat is die sin van die tyd waarin ons lewe en die ewigheid daarin? As mekaar se reisgenote deel ons graag wat ons ontdek, en so help die een die ander om 'n eie weg te vind, is ook nie reg nie. Want ek het in Rigters gelees, die afgelope reeks, dat wanneer mense hulle eie weg vind, is dit chaos. So dit moet liewers lei, en so help die een die ander om die regte weg te vind. Toe ons nou in hierdie Pinkster wat verby is, ook een aand die pragtige lied sing, Herder Heer na wie ek soek, wat my altyd so diep raak. Toe dink ek, miskien moet dit ook anders wees. Miskien moet ons ook sing, Herder Heer wat na ons soek. En nie na wie ek soek nie. Herder Heer wie na my soek, ek wil luister as hy roep.
Want ek soog, ek val en gly as die stem verdof in my. Dis u stem wat my roep, nie ek wat u roep nie. Dis tog die een wat soek, wat roep. En die een wat soek, wat my kom haal, soos die tweede vers so pragtig sê, u alleen kan my kom haal. En u kom haal my, omdat u my soek. Toe dog ek gaan Psalm 73 oorskryf, met respek. En dan sal dit so klink, 'n psalm van Johannes, na aanleiding van sy verblyf op aarde. U soek my, my God. U dors na my. U smag na my. Soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. U wil by my wees, om in my huis, my u mag en grootheid te laat ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek u prys. Ek sal u my lewe lank loof en my hande ophef om u naam te prys. U laat my u goeie gawes geniet en ek roem u met jubelende mond. U laat my aan u dink op my bed. U laat my oor u pyns in die nag. Dan weet ek dat u vir my 'n hulp is en dan juig ek oor u beskerming. U is altyd naby aan my. U hand ondersteun my. U besoek my soos vir Abraham en Adam en Jakob en Dawid en Jesaja en Jeremia en Sagaria en Josef en Maria en die vissermanne en die Samaritaanse vrou en die oorspelige vrou en Saggeus en Paulus en Johannes op die eilandpad. Toe dog ek, hier is my diepste gebed vir vandag. Soekende God, soek my ook, vind my ook, kom haal my ook, kry my ook. Ek wag op u, nou en vir altyd. Mooi bly, tot ons weer met mekaar gesels. En dankie dat jy deelgeneem het. Onthou, het is net 'n eerlike getuienis. As die storms woed in my, sal ek daar my rus kon kry. Ja, daar is waters in woestyne, by die Herder se fonteine, as die storms